Johannes 11. Baie bekende gedeelte. Die opwekking van Lazarus. Prys die Here. Glory to God. Johannes 11, laat my die eerste vers lees. En daar was 'n man siek, Lazarus, van Betanië, die dorp van Maria en haar suster Martha. En dit was Maria wat die Here gesalf het met salf en sy voete afgedroog het met haar hare, wie sy broer Lazarus siek was. Die susters het toe na hom gestuur en gesê, Here, hy vir wie u lief het, is siek. En toe Jesus dit hoor, sê hy, hierdie siekte is nie tot die dood toe nie, maar tot die heerlikheid van God, sodat die Seun van God daardeur verheerlik kan word. En Jesus het Martha en haar suster en Lazarus liefgehad. En toe hy hoor dat hy siek is, het hy 2 dae vertoef in die plek waar hy was. Eers daarna sê hy aan die disippels, laat ons weer na Judea toe gaan. Ek wil vanmôre sê, weet jy wat, wanneer mense hoor dat iemand absoluut siek is, jou geliefde siek is, wat gebeur? Dan wil jy dadelik soontoe gaan. Baie mense wil dadelik soontoe gaan. En dat die mens verwag dat jy dadelik daar moet wees. Maar dit is nie altyd so nie. Here Jesus kom en hy wag nog 2 dae nadat hy gehoor het dat Lazarus siek was. Was die Here moedswillig gewees? Nee, want God het 'n doel in die lewe in die mense. Amen. Baie keer as mense hulle vingers klap, dan moet jy dadelik daar wees. Jy sien hoe dit werk. Weet, God se tyd is die regte tyd. Amen. Baie keer dink 'n mens, dis nou. Dis nie altyd nou. God het 'n doel. Soms in die lewe. Soms moet jy dadelik gaan, as ander tye wat jy eers moet wag. Prys die Here. Ons lees verder vers 7 sê, 8 sê. Die disipels sê vir hom, Rabbi, die Jode het onlangs probeer om u te stenig. En gaan u weer daarna toe? Hulle wil probeer omkeer sê. Here, moet nie so toe gaan. Hulle wil u gestenig het nou onlangs. En hoekom wil u nou so toe weer gaan? Glory to God. Jesus antwoord, is daar nie 12 ure in die dag nie? En as iemand in die dag wandel, stamp hy hom nie, omdat hy die lig van hierdie wêreld sien. Glory to God. As staan nie 12 ure in die dag nie. En as jy in die dag wandel, as jy in die lig wandel, dan gaan jy mos nie stamp nie, dan gaan jy mos sien. Dan kan jy mos sien in die wêreld. Jy kan sien waar jy stap. As jy in die nag wandel, dan gaan jy struikel. Want jy kan nie mooi sien in die nag nie. En dit is, dat ek en jy nie blindelings moet stap in hierdie lewe nie. Maar as jy die lig sien, dan stap jy in die lig. As jy nou in die donker nou stap en jy het 'n flits, gaan jy nie ander plekke skyn, jy loop som net reg en dan. Daar waar jy stap, daar 'n lig wees wat skyn. Sodat jy kan sien in die lewe. Amen. Hoor wat sê die Here verder.
Lees weer vers 10. Nee, ons nog nie vers 10. 9. Vers 9 sê, Jesus antwoord, is daar nie 12 ure in die dag nie, as iemand in die dagwandel staan by hom nie, omdat hy die lig van hierdie wêreld sien. En wie is die lig van die wêreld? Jesus. Jesus sê, ek is die lig van die wêreld. Wat het Johannes gesê? Hy sê, ek getuig van die lig. Ek is nie die lig, maar ek getuig van die lig wat in kom is. Ek getuig van Jesus Christus. Wat die lig is wat jou lewe verlig. Daar is nie iemand anders wat jou lewe kan verlig nie, behalwe Jesus. Amen. Vers 10 sê, maar as iemand in die nag wandel, staan by hom, omdat die lig nie in hom is nie. Amen, dit is wat. As die lig nie in jou is nie, hoe gaan jy wandel? Jy gaan jou stamp in hierdie wêreld. Jy stap in hierdie wêreld en jy het nie lig nie, dan stap jy in die duisternis. En jy gaan struikel oor baie dinge in die lewe. Maar wanneer die lig in jou is, en die lig skyn deur jou, weet jy wat, dan kan ander mense sien na jou. Ja. Dan kan ander mense sien, jy behoort aan die koning van die eeuw. Amen. Jy behoort aan die God van die heelal. Jy behoort nie net aan 'n mens, maar jy behoort aan koning Jesus. Amen. Dit is wat. Wat die lig is van hierdie wêreld. Hy sê, prys die Here man. Glory. Vers 12 sê, sy disippels sê toe, Here, as hy slaap, sal hy gesond word. Maar Jesus het gespreek van sy dood, terwyl hulle gedink het dat hy van die rus van die slaap spreek. En toe sê Jesus vir hulle ronduit, Lazarus is dood. Nou as iemand vir jou sê, hierdie persoon is dood wat jy goed ken, hierdie persoon wat jy lief het, en hy sê vir hulle, Lazarus is dood. Wat gebeur in jou lewe? Jy kry so skok in jou binneste. En jy sê dit kan nie, ek kan dit nie glo nie. Ek het net nog met die persoon gepraat, of ek het laasweek saam met hom gesit en gesels. Maar Jesus het geweet, hy is dood. Ja. Toe hulle vir hom sê siek, en hy vertoef 2 dae langer, en die plek waar hy is, het die Here geweet, hy is dood. Hy het geweet, hy sterwe. En wat het hy gesê vir sy disippels? Hy sê, hierdie siekte is nie tot die dood toe nie, maar tot verheerliking van God. Dat God verheerlik mag word in en deur Lazarus se dood. Lazarus se toestand. Toe die mens dood was in hierdie wêreld, God jou uitgeruk het uit die wêreld uit daardie toestand uit. Was God verheerlik gewees. Omrede hy jou gebring het uit die dood in die wonderbaarlike lig. Sodat jy kan lewe. Glory to God. Wat sê die woord van die Here vir ons verder? As jy maar, Jesus sê, het gespreek van sy dood, terwyl hulle gedink het, dat hy gedink het dat hy van die rus van die slaap spreek. En toe Jesus vir hulle toe sê Jesus vir hulle ronduit, Lazarus is dood. En ek is bly om julle ontwil, dat ek nie daar was nie. Maar, sodat julle kan glo,
maar laat ons na hom toe gaan. En Thomas, wat Didymus genoem word, sê vir sy mede-disippels, laat ons ook gaan om saam met hom te sterwe. Waardoor wat sê Thomas? Thomas praat nou weer ander sake. En dit is wat die mense praat. Dit is, Thomas kom en sê, dat ons saam met hom gaan. Hy sien al hoe hulle die Here Jesus gaan doodmaak. Hy sê dat ons saam met hom gaan en saam met die Here Jesus sterwe. Thomas kyk na 'n ander prentjie. Hy kyk nie na dit wat die Here in staat is om te doen nie. Hy sê vir hom nou net, hierdie is tot God se verheerliking. Dat die Here verheerlik mag word deur dit wat hy gaan doen aan Lazarus. Maar Thomas kyk, hy sê, laat ons saam met hom gaan. Dat ons saam met hom sal sterwe. Thomas sien al die dood. Hy sien al hoe word die Here Jesus gestenig. En dat ons saam met hom gestenig gaan word. Dat ons ook gaan sterwe. Is dit nie dat die mens kyk altyd na die verkeerde kant toe? Kyk nie na die grootheid en die goedheid van God nie. Kyk na dit wat God kan doen. Nie wat die mens kan doen nie. Wat God kan doen. Soms lyk dinge vir jou absoluut duisternis. Maar weet een ding. God is in die Heer. Amen. Glory to God. Vers 17 sê, toe Jesus dan gekom het, het hy gevind dat hy al 4 dae in die graf was. 4 dae. Is dit nie 'n bietjie lank nie? Ja. Jare terug het mense gebid vir iemand wat 'n kind wat gesterf het. En daar was ook 'n ander geval gewees, verskoning. Waar mense hierdie man gehad het in die luikshuis vir weet nie hoeveel dae, weke nie. En gebid het dat hierdie persone moet lewendig word. En dit het nie gebeur nie. Maar dit was gewees dat die mens verheerlik moet word. En as jy iets doen dat jy verheerlik moet word, gaan dit nie gebeur nie. Maar wanneer God verheerlik moet word, sal dit gebeur. Want as die Here sê, dan kan jy sê, amen. Maar as die mens sê, dan moet jy wonder. En hy sê vir hulle, en Betanië was naby Jerusalem, omtrent 2 myl daarvandaan. En baie van die Jode het al by Martha en Maria gekom, om hulle oor hul broer te troos. Want hulle dis 'n gemeenskap waar mekaar ken. En wanneer jy hoor van die dood en dan stuur almal vir jou boodskappe en hulle kom en hulle sê, ag sterkte weet. Ons dink aan jou. Is dit nie wat mense sê nie? En die mense so onbekeerd soos nog iets en hulle bid nooit nie en hulle sê vir jou, ons bid vir jou. Ons bid vir jou. Maar hulle lieg. Wanneer gaan hulle dan op, as hulle nooit eers bid? Hulle bid nie eers, sê Here, dankie vir die voedsel wat ek geniet nie. En dan kom hulle sê, ons bid vir jou. Jy lieg, man. Daar is nie 'n ander woord as lieg nie. As jy praat van Job, dan kleer jy hom in. As jy praat onwaar, dan kleer jy daardie woordjie lieg in. Dit help nie, jy kleer hom in nie. Jy lieg. Want jy bid nie eers vir daardie persoon nie.
Bid eers vir jouself en wat nog vir daardie persoon. En dit is wat gebeur. Ja. En die Jode kom, hulle gee simpatie met Martha en Maria. Weens hulle broer wat afgesterwe het. Glory to God. Dis hartseer. En toe Martha hoor dat Jesus kom, het sy hom tegemoet gegaan. Maar Maria het in die huis bly sit. En Martha sê vir Jesus, Here, as U hier gewees het, sou my broer nie gesterf het nie. Here, as U hier gewees het, sou my broer nie gesterf het nie. Nou, dit is wat baie mense sê. En as jy vir hulle sê, jy moet jou saak met die Here regmaak en dinge gebeur het, en op een of ander manier, sê maar, waar was Jesus gewees? Waar was Jesus gewees? Die Here was besig op 'n ander plek, om die evangelie uit te dra, vir ander mense te bid, en te genees, en te verlos, en vry te maak. Amen. Here, as U hier gewees het, sou my broer nie gesterf het nie. Waar was Jesus toe gewees? Dis wat die mense sê. Waar was jy gewees? Nie waar was Jesus nie. Toe sy woord by jou toe gekom het, toe jy die woord gehoor het. Waar was jy gewees? Wat het jy gedoen aan die saak? En ons vra altyd vir die Here, Here, dis nou die Here se skuld. Weet jy, God kry altyd die skuld. Ek sal nooit die skuld vat op my nie. Die Here sal altyd die skuld kry. En die volgende persoon sal die skuld kry. En almal sal die skuld kry, behalwe ek. Die Here stel nie belang in my nie. Maar stel ek belang om hom te nader. Hy sê, wie my nader. As ek tot God nader, sal hy tot my nader. As ek na hom toe gaan, sal hy by my stil staan. As ek wil, God wil. Die melaatses kom na die Here toe. Hulle sê, Here, as U wil, kan U ons genees. Hy sê, ek wil julle genees. As hulle gebly het waar hulle was, sou niks met hulle gebeur het nie. En die mens is geneig om altyd God die skuld te gee. Hoekom vat jy as jy mans genoeg om jou eie skuld te vat en te dra en te sê ek is skuldig aan die saak? Here, ek wil tot U nader. Glory to God. Praise die Here. Glory. En Martha sê vir hom, Here, as U gewees het, sou hy my broer nie gesterf het nie. Maar selfs nou weet ek, dat alles wat U van God vra, God U sal gee. Jesus sê vir haar, jou broer sal opstaan. Man, hy sal 4 dae dood. En die Here kom en sê, hy sal opstaan. Hy sal opstaan. Martha moenie bekommerd wees nie. Jou broer sal lewe. En wat sê sy vir die Here Jesus? Martha antwoord hom, ek weet dat hy sal opstaan in die opstanding in die laaste dag. Jesus sê vir haar, ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo, sal lewe, al het hy ook gesterwe. Amen. Al het wie in my glo, sal lewe, al het hy ook gesterwe.
As jy nie sterwe nie, sal jy nie kan lewe nie. Sal jy nie deel hê aan die opstanding nie. Want die Here sê, ek is die weg, die waarheid en die lewe. Ek is die opstanding. Wie in my glo, sal lewe, al het hy gesterwe. Glory to God. Dit klink baie snaaks. Maar jy sal nie deel hê in die tweede dood nie. Wat sê die woord van die Here vir ons verder? Elkeen wat lewe en in my glo, sal nooit sterwe tot in ewigheid. Glo jy dit? Nou baie mense glo nie hierdie stelsel. Sê jy kan nie lewe tot in ewigheid nie. Jy kan lewe tot in alle ewigheid. Jy sal lewe tot in alle ewigheid. As jy in die Here Jesus se weë wandel. Nie in jou eie gedagtes nie. Maar as jy wandel in God se weë, dan sal jy lewe, al het jy ook hierdie tydelike woning afgelê. Want dis jou siel wat geene gaan voortlewe. Die liggaam gaan sterwe. Sy antwoord hom, ja Here, ek glo dat U die Christus is, die Seun van God, wat in die wêreld sou kom. En nadat sy dit gesê het, gaan sy en roep Maria, haar suster, stilletjies en sê, die Meester is hier en hy roep jou. Is dit nie wonderlik? Martha gaan haar suster toe en sê vir Maria, en sy gaan roep haar, sy gaan stilletjies na haar toe sê, die Meester roep jou. Die Here is hier en hy roep jou. Hy wil hê jy moet 'n ontmoeting kry met hom. Hy wil hê jy moet glo aan hom. Hy wil hê jy moet hom vertrou. Met jou hele hart, siel en wese. Martha was die een gewees wat besig was altyd in die kombuis. Maria was die een wat die voete van Jesus was. Nou is Martha hartseer. Ag, Maria hartseer. Sy sit daar en ween. En die ander maak haar nog meer hartseer. Maar Martha kom en sê, Maria, my suster, Jesus is hier. Hy roep jou. Hy roep jou. Hy wat omgee vir jou as mens. Hy roep jou. Hy sê, kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is, en ek sal jou vrede gee. Amen. Ek sal jou rus gee. Ek sal jou krag gee. Ek sal jou genade skenk. Maar as ek nie na die Here Jesus toe gaan nie, wat gaan gebeur? Niks gaan gebeur. Niks. Glory to God, vers 28. Nadat sy dit gesê het, gaan sy en roep Maria, haar suster stilletjies en sê, die Meester is hier en hy roep jou. Vers 29, sy het, toe sy dit hoor, vinnig opgestaan en na hom toe gegaan. Nou wat gebeur? Maria soek vertroosting. Sy staan vinnig op en sy gaan soek vertroosting. Maar wat sê sy toe sy by die Here Jesus kom? Kom lees vers 30 voor ons dan kom. En Jesus het nog nie in die dorp gekom nie, maar was op die plek waar Martha hom tegemoet gegaan het. Met ander woorde, Here Jesus het nie daar saam met Martha geloop nie. Hy was nog daar, waar Martha hom gekry het. Toe sien jy op daar. Sal mense sê, maar, hoekom kom hy nie? Wat is die probleem? God. Glory to God. Hoe langer dit vat, hoe groter is die getuienis. Wat sê die woord van die Here vir ons? En toe die Jode
wat by haar in die huis was en haar getroos het, sien dat Maria vinnig opstaan en uitgaan, het hulle haar gevolg en gesê, sy gaan na die graf om daar te ween. Weet die mense maak hulle eie gevolg. Ja. En toe Maria kom waar Jesus was en hom sien, val sy aan sy voete neer en sê vir hom, Here, as U hier gewees het, sou my broer nie gesterf het nie. Dis amper of soos hy die Here Jesus Skuldig. kwalijk neem, verwyd. Ja. Here, as U hier gewees het, sou my broer geleef het, sou nie gesterf het nie. Here, hoekom kom U nou eers 4 dae later hier aan? Hy is al 4 dae in die graf. Ja. Glory to God. Toe Jesus haar sien, ween, en die Jode wat saam met haar gekom het, ook sien ween, het hy geweldig bewoog geword in sy gees, en hom ontstel, en gesê, waar het julle hom neergelê? Hulle sê vir hom, Here, kom kyk. Jesus het geween. Die Jode sê toe, kyk hoe lief hy hom gehad het. En sommige van hulle sê, kon hy, wat die oë van die blinde man geopen het, nie maak dat hierdie man ook nie gesterf het nie. En Jesus het weer in homself geweldig bewoog geword, en by die graf gekom, en dit was spilonk, en 'n steen het daarteen gelê. Jesus het geween. Omdat hy hartseer was. Oor die mense wat hom nie vertrou nie, wat nie glo wat hy kan doen nie, het hy geween. Ek het ons gesê, ek gaan hom wakker te maak. Ek gaan hom op te wek uit die dood uit. En hulle glo my nie. So baie mense is vanmôre nog in die dood. En hulle stink. Wat sê die woord van Here vir ons verder? Vers 39 sê, Jesus sê, neem die steen weg. Martha, die suster van die oorledene, sê vir hom, Here, ruik al, want hy is al 4 dae dood. Hier kom Martha weer met 'n negatiewe kant. Hier kom Martha weer met 'n ander twyfelagtigheid. Here, hy is al 4 dae dood. Hy ruik, hy stink. Die dood hang. God worry nie oor die dood nie, man. Hy worry nie oor die stank nie. Hy is daar om die wonderwerk te doen in sy lewe. Hy is daar om te doen dit wat die mens nie kan doen nie. Sodat God verheerlik mag word. Prys die Here. Hy sê, rol die steen weg. Martha sê, Here, my ruik al. Hy is 4 dae al dood. Kan die Here nie verstaan, daar is nie 'n kat se kans dat hierdie man sal lewe nie. Jesus sê, rol die steen weg. Jesus sê vir hom, het ek nie vir jou gesê, as jy glo, sal jy die heerlikheid van God sien. Het ek nie vir jou gesê, as jy glo, sal jy die heerlikheid van God sien. Hulle neem toe die steen weg, waar die oorledene lê, en Jesus het sy oë opgeslaan en gesê, Vader, ek dank U dat U my verhoor het.
En ek het geweet dat U my altyd verhoor. Maar terwille van die skare wat rondom staan, het ek dit gesê, sodat ek kan glo dat U my gestuur het. Hy sê dit, terwille van die skare rondom. Dat hierdie, wat valse beskuldigings gebring het teen hom, wat hom uitgeskel het, wat hom kwaadlik geneem het, dat hulle beskaamd kan staan. En te weet, Jesus is die werklikheid. Dat hy gekom het om te red en te herstel mense se lewens. Hy sê vir hulle, en nadat hy dit gesê het hy met 'n groot stem geroep, Lazarus, kom uit. Hy sê net 3 woorde. Lazarus, hy noem hom op sy naam. Kom uit. Lazarus, kom uit. Wat sê die woord van die Here? Vers 44. En die oorledene het uitgekom. Glory. Aan hande en voete, met grafdoeke gebind, en sy gesig was toegedraai, met 'n doek. Jesus sê vir hulle, maak hom los, en laat hom gaan. Glory. Dis wat die God wat ons aanbid doen. Hy doen die onmoontlike in die mens se lewe. Hy wek die dooie op, hy rig hom op en sê word lewendig. En Lazarus is vasgebind. Hande, voete, toe sy kop is toegebind, hy kan nie sien nie, maar hy kom uit die graf uit, die krag van hulle is en die stem van God. Sy die dooie so kan opwek. Dit was nie 'n geestelike dood nie, hy was dood. Amen. Uitgereik. Ja. Hy was fisies dood. Maar deurdat Jesus se woorde spreek, net 3 woorde, Lazarus, kom uit. Is daar dadelik herstelling in daardie man se lewe? Is daar lewe wat vloei deur hom? Nou kan mense nie glo dat God net so, jy kan jou kan vrymaak van die ding. God as hy verlos, dan verlos hy volkome. Hy doen nie 'n halwe werk, hy doen 'n voldragte werk. Amen. Die mens moet ophou om te twyfel. Die mens moet God glo, want hy is 'n waarmaker van sy woord. As hy die dooie kan opwek, wat is dit vir hom te sê? Jou sondes is jou vergewe. Jou kopseer is genees. Jy is verlos. Baie mense glo hulle is verlos, maar hulle sit nog vas. Die Here sê maak hom los. Haal daardie bande af. Daardie bande van die sonde van die mens se lewe, dat jy losgemaak word, dat jou oë kan oopkom van die band, daardie band kan afkom van jou oë, dat jy kan sien. En jou ore kan oopkom dat jy kan hoor. God herstel. As ek wil, God wil. Amen. Daar is genesing, verlossing, redding. Maar die mens twyfel. Mens twyfel. Ons moet begin kyk. Dit wat God kan doen. Nie wat ek en jy kan doen nie.
as ek en jy ons deel doen, God sal die res doen. God sal die dooies opwek. God sal die siekes gesond maak. God sal die werk doen. Ek en jy moet net ons deel doen. Here Jesus sê vir hulle, skuif daai steen weg. Vat jy die steen weg. Soms hou ons die steen daar. Laat God in die werk moet doen en laat die mense lewe. Vat die steen weg. Laat God die werk doen. Dat jy die mens kan uitroep uit daardie dood van sonde, van ellende. En dat hy lewendig kan word om God sy naam groot te kan maak. Die Here wil dit doen. Wat gaan die mens doen? Wat gaan jy doen? Gaan jy nog vra, waar was die Here gewees? Moet nooit daai vraag vra. Sê, waar was ek gewees? Waar was ek gewees? Nie waar was Jesus nie, waar was ek? Het ek geluister na sy stem? Toe hy geroep het. Daar's ander wat nog in die graf lê. Wat jy die steen moet wegrol. Sodat Jesus die werk kan doen in hulle lewens. Dat hy die werk doen in die mense lewe. Sodat God verheerlik kan word. Nie ek en jy nie. Die mens is so geneig om die mens op te hewe. En op 'n troontjie te plaas. Moenie mense op 'n troon sit nie. God is op die troon. Man. Amen. Ek en jy moet laag neerbuig. En God, sodat God verheerlik kan word. Gee die Here 'n kans. En sê, Here, ek glo met my hele hart. Dat U verheerlik mag word. Kom ons sluit die oog. Here, ek wil vanmôre sê baie dankie vir die genade wat so groot is. Dankie vir die kosbare woord, my Vader. Here, dat ons vanmôre ons oë kan opslaan na U toe, my God wat leef. En Here, dat ons kan bely dat U die wragtige God is en die ewige lewe. Die God van wonders. Die God wat die onmoontlike dinge doen. Wil ek bid vanmôre vra Here, dat hierdie woord, Here, gegraveer wees op elke hartstafel. Dat dit nie ledig mag terugkeer nie. My God, maar laat hierdie woord diep ingedelf sal wees in harte, my meester. En Here, die mense hart ontvanklik sal wees. En daar dit toepas in hulle lewens. En Here, U te vertrou met hulle hele hart, siel en wese. En al die lof en al die eer kom U toe, my Vader. En ons eer U vanmôre vir die genade en die liefde en goeie tierenheid. Bid ek uit genade uit in die lieflike naam van Jesus Christus.